Onze liefdevolle Hemelse Vader, Here, ons het vanoggend hier by mekaar gekom, nie om deur mense gesien te word nie. Here, maar omdat ons 'n dringendheid het om met U gemeenskap te kan hê. Vader, ek wil vir U vra dat U in hierdie uur sal oorneem vanoggend en dat U naam groot gemaak sal word. Ons bid dit in U naam. Amen. Broers en susters, hartlike goeiemôre van my kant af. Ons glo en vertrou dat U 'n geseënde dag sal hê. Vir ons skriftuurlesing wil ek U nooi om saam te blaai na Lukas 4 vers 1 tot 13. En dit gaan die gedeelte wees wat ons dan so 'n bietjie later gaan, kan ek maar sê, ontleed. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. En hy het niks geëet in daardie dae nie, en toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom: as U die seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit moet brood word. Maar Jesus antwoord en sê vir hom: daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblikse tyd. En die duiwel sê vir hom: ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom: gaan weg agter my, Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom: as jy die seun van God is, werp jouself hier vandaan neer. Want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande U om U te bewaar. En hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien U voet in 'n klip stamp nie. En Jesus antwoord en sê vir hom: daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. En toe die duiwel elke versoeking geëindig het, het hy 'n tyd lank van hom gewyk. Ons vra waar dit moontlik is dat U saam met ons neerkniel vir gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons is vanmôre in hierdie gebou, Here, om U naam groot te maak, om U te eer en lofsange tot U eer te sing. En Here, mag dit ook wees dat terwyl U elkeen van ons harte aanraak, dat ons bewus sal word van die heilige teenwoordigheid hier in ons midde. Here, dat ons sake met U sal uitsorteer en dat ons sal weet waar ons redding lê. Help en lei ons sodat selfs die gedagtes wat ons dink en die woorde wat ons spreek 'n welgevallige offer voor die troon van genade sal wees. En ek bid, Here, dat U ons in hierdie dae sal bystaan. Ons sal bekragtig met U woord en ons sal versterk en ons rigting sal aandui. Want Here, ons weet dat die tyd van die einde besig is om vinnig aan te breek. Ons lewe in die laaste dae. Ons sien en ons hoor wat rondom ons aangaan. Ons hoor van die oorlog wat plaasvind en ons weet, Here, dat U in die woord geprofeteer het, want wanneer ons hierdie dinge sien, ons moet weet dat die tyd naby is. Here, ons sien uit met so effens 'n bang afwagting, Here, na U koms op die wolke van die hemel. Maar mag dit wees dat ons deur die Gees versterk sal word en dat ons deur hierdie tyd wat vir ons voorlê sal gaan, nie met vrees en bewering nie,
maar met 'n oorwinningslied op ons lippe, omdat Jesus sal kom. Ek bid, Here, dat U ons as gemeente ook hier in Willemore sal versterk. En ek bid ook, Here, dat U vir Miek sal aanraak, dat U sy woorde sal vat en sy gedagtes sal rig. En dit wat hier gebeur, dat dit volgens U wil sal wees. Ek bid vir byeenkomste reg oor hierdie hele aarde, waar dit ook al mag wees. Wil U daar rig en lei, want ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons bid, Here, U seën op hierdie geld wat ingekom het. Bid, Here, dat U dit sal neem, vermenigvuldig, en dit sal gebruik waar dit nodig mag wees. Dit is ons deel wat ons bring, vir al die goeie gawes wat U vir ons gee. En dankie dat ons dit kan doen ook, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Soos jy weet, jy het seker nou agtergekom waaroor ek gaan praat vanoggend, en dit gaan oor versoekings en uitdagings in die lewe. En ek het gewonder, wat moet ek vanoggend 'n storie vertel, maar dit gaan aanpas by die boodskap. En ek het net gevoel, ek moet dit hier vanoggend kom doen, ek kan dit nie daar doen nie, want die illustrasie wat ek gebruik, of wat ek gaan gebruik, gaan volgens my nie gepas wees om dit daar te doen nie. So, in hierdie week, weet julle wat is 'n jockeywiel? Ek gaan koop een vir my sleepwa. Want die manne sleep die sleepwa agter die bakkie, en hulle tel hom nie op en maak hom vas nie. Toe hulle by die werk aankom, toe is die wiel stikkend. Opgehardloop op die teerpad, en hulle kan nie vir my sê wat het gebeur nie, alhoewel ek dit vir hulle sê wat het gebeur. Ek het 'n nuwe een gaan koop, en ek het hom aangesit aan die sleepwa, en nou het hy so 'n liewertjie wat jy hom moet vasdraai. As jy hom nou klaar opgedraai het, dan trek jy hom op en dan maak jy hom vas. Ja, en die man maak die ding verskriklik vas. En ek dink is hier by Woensdag, toe moet ek hom losmaak om die wiel te laat sak. Broers en susters, en toe ek hom nou moet losmaak, sukkel ek. En ek trek, en ek draai, en ek draai daai handel af. Ek sit met hom in my hand. En net daar, toe is ek die uitdaging, of die versoeking wat daar oor my pad gekom. En ek het so bietjie dit verloor met die jong man wat so sterk is. En ek het vir hom, soos die Engelsman nou in goeie taal sal sê, ek het hom 'n piece of my mind gegee. En ek was redelik ontsteld geweest daaroor. En ek het so gedink, toe ek nou so te kere gegaan het, hoeveel keer het ek in my lewe, wanneer daar iets gebeur het, wat nie volgens my wil is nie. Dat 'n mens jou nie self kan beheer nie, jou nie self in toom kan hou nie. En dan doen 'n mens uitlatings en jy sê dinge gewoonlik, wat 'n mens later oor spyt is. En dan kom staan ek op 'n Sabbaatoggend in die kerk, en die mense weet nie daarvan nie.
En dan lyk ek soos ek nou lyk mooi, ordentlik aangetrek. Hulle, nee wat, hy's alright. Broers en susters, hoe lyk jou lewe vanoggend? Hoe lyk julle lewe vanoggend, kinders? Maatjies wat vir julle kwaad maak by die skool. En dan dink jy miskien, as jy so wegstap, moet ek hom dalk met 'n klip gooi van agteraf. Net dit wat jy dink, is ook verkeerd. En dan kom ons op 'n Sabbaatoggend hier by die kerk aan, jy kom daar by die skool aan, jy's mooi aangetrek. Mense kan nie dink dat, ja, ag, die kinders is so mooi. En dan, wanneer jy begin uittrek, dan begin jy lyk so. Dan begin jy lyk, dan wys jou ware klere. Dan lyk jy so. En die tannie kom daar by my aan, en sy vra vir my, sit uit die boodskap uit. Dit is 'n nuwe lewe gekry. Tree asseblief nou op soos mense wat saam en vir die Here lewe. Julle moet al meer so leef dat Jesus daarmee tevrede sal wees. Onthou, hy is die een met die mag. Hy sit op die oomblik, op die ereplek, langs God self in die hemel. Moenie toelaat dat dinge wat nie vir Jesus belangrik is nie, vir julle te belangrik word nie. Ek praat van tydelike, aardse dinge, waarmee julle partymaal so besig hou. Bestee liewer al julle tyd aan dinge wat vir Jesus belangrik is. Dink daaroor na. Praat daaroor en doen dit. Vers 8. Maar daardie tyd is nou vir julle verby. Dit iets van die verlede moet wees. Sal ek vir julle 'n paar opnoem? Dink maar aan 'n slegte humeur. Niemand goed nie. Niemand goed nie. Moenie glad. Weld. En die jong man kom by my en hy sê vir my, hy sê, ek het nie daai ding gebreek nie. Toe kry ek nog 'n paar kolle by. Wat ek vir u wil sê is vanoggend, hoe behandel u iemand anderste in die lewe? Wil u mooi behandel word? Wil u nie opgeskreeu word nie? Dan moet ons dit doen aan ander, soos ons aan onsself gedoen wil hê. Dankie. Ek is so dankbaar dat ons 'n Here dien wat ons vergewe en wat liefdevol is. Kom ons sluit net gou die oë. Here, vanoggend wil ons lewens aan U voorlê en ook by U voete neerlê en sê, Here, was ons witter as sneeu. Here, want ons het soveel vlekke in ons lewe dat ons eintlik sal skaam kry as ons ontbloot moet word. Here, ons wil dit vanoggend oorgee, ons wil dit vir U van die Here. En van Eden, waar hulle van die boom van goed, waar hy vir 'n eeu gewag het, vir reën, Abraham
en die ander aartsvaders in Kanaan, waar hulle jare gewag het vir Isak, Josef in Egipte, 'n klomp jare in die tronk, Moses en Aaron in Egipte, en die woestyn daar 40 jaar rondgetrek. En dit was nodig. Standvastigheid in versoeking verseker, volharding in roeping. Jesus moes die toets deurstaan in die woestyn, sodat hy later in die hitte van die stryd van sy bediening staande kon bly. Jesus word dus in die woestyn ingelei om daar nie maar sommer net so 'n ou klein toetsie te ondergaan nie, maar deur die duiwel self versoek te word in 'n situasie van onherbergsaamheid en fisiese uitdagings. Let ook op dat die duiwel hom 40 dae aan een versoek het. Dit was 'n uitmergelende tyd waarin daar talle, nie net 3 wat vir ons hier beskryf is nie. Wat Jesus egter gedra het in die woestyn, was eerstens presies die duidelike leiding van die Heilige Gees. Dit was sy pad, so het die Gees gelei. En die Gees het hom nie alleen gelaat nie. Dit was omdat hy met die Gees vervul was, dat hy die moed gehad het om die versoekings te takel. Jesus het tweedens die beloftes en opdragte van die Bybel gehad, wat hy kon gebruik om die aanvalle van die duiwel te trotseer. Dit is waar was dus voorbereid op versoekings, want hy het die Bybel geken. Wat wonderlik is uit hierdie verhaal is dat 'n mens agterkom dat Jesus 3 belangrikste tekste uit Deuteronomium onder die knie gehad het voor die ontmoeting met die duiwel. Hy het ook die verhale geken wat daar agter gelê het. Die verhaal van die manna, beloofde land, die verhaal van die water by Massa en hoe om dit toe te pas in sy lewe. Daarby het Jesus ook die tekste uit die psalms geken. En hy het geweet wat God daarmee bedoel het. Daarom kon hy die duiwel se waninterpretasie daarvan troef met die regte interpretasie. Nou kom ons kyk hoe Jesus die duiwel geantwoord het. Die eerste versoeking, Lukas 4 vers 3. Die duiwel het vir hom gesê, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom uit Deuteronomium 8 vers 3. Daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie lewe nie. Die eerste versoeking sluit aan by Jesus se honger. Hy het 40 dae nie geëet nie. Die vraag is nou of hy sy mag gaan misbruik ter wille van sy eie behoeftes. Jesus antwoord die versoeking om brood van klippe te maak met die aanhaling uit Deuteronomium 8 vers 3, dat die fokus op God se woorde belangriker is as die fokus op wonders. Daarmee verklaar hy dat sy fisiese begeertes ondergeskik is aan God se opdragte in sy woord. Wat daar agter lê is die verhaal van God se voorsiening van manna in die woestyn, Eksodus 16. Soos God manna vir die Israeliete in die woestyn gegee het, so het Jesus uit die Bybel geweet dat God sy honger sal stil. Hy hoef nie na die duiwel te luister om van die klippe brood te maak nie. Jesus kon staat maak op God se beloftes, want hy kan op God vertrou. Want onthou, die doel van die woestyntyd in die lewe van die volk was tweeërlei, soos Moses dit vir ons uitspel in Deuteronomium 8. Aan die een kant moes die volk hulle nederige afhanklikheid van God agterkom.
Daarom het die Here hulle op die proef gestel, nie net sodat hy kan weet wat in hulle harte aangaan nie, maar sodat hulle dit self ook kan agterkom. Beide die swaar kry sonder die kos en die manna wat op die wonderbaarlike wyse aan hulle voorsien is, het dus daardie doel gedien. Dit moes hulle hierdie groot lewensles leer, dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Aan die ander kant moes die volk die oorvloedige en baie keer wondervoorsiening van die Here ook agterkom. Daarom het hy vir hulle manna gegee, iets wat hulle voorvaders nie geken het nie, en het die Here hulle klere in die 40 jaar nie laat verslyt nie, selfs hulle voete nie laat swel nie. Met dit alles het die Here hulle harte aan hom gebind deur die dissipline van die woestyn, die skaarste en die oorvloed. Wat ons dus leer, is dat in elke ding wat met 'n mens gebeur, is God besig, in die slegte en in die goeie tye. Alles pas by mekaar. In swaar tye leer hy mens dat jy van hom afhanklik is, dat jy hom kan vertrou vir sy voorsiening, vir manna, ook vir die versoekings waaraan jy blootgestel is. Jy moet net wag daarop. Die tweede versoeking, vers 5. Hierop het die duiwel hom na 'n hoë plek geneem en in 'n oogwink vir hom al die koninkryke van die wêreld gewys. En die duiwel sê vir hierdie mag gee en hulle pragt, want dit is aan my gegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u my aanbid, sal dit alles u sin word. Maar Jesus antwoord hom uit Deuteronomium 6 vers 13. Daar staan geskryf: die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Die tweede versoeking sluit aan by Jesus se roeping. Hy wil God gehoorsaam om God se koninkryk te vestig. Dit is sy roeping. Asof hy kortpad daarin sal neem deur die duiwel as daarvan om hom teen te staan. Jesus antwoord die versoeking om die duiwel te aanbid as kortpad na die koninkryk met die aanhaling uit Deuteronomium 6 vers 13 dat 'n mens God alleen mag aanbid en dien. Daarmee skaar hy hom volledig aan God se kant en verklaar hy homself bereid om God se pad met hom te stap, al kos dit ook wat. Wat lê agter hierdie aanhaling? Dit is die hele verhaal van God se gawe van die beloofde land. In die beloofde land gebring het, so het Jesus uit die Bybel geweet dat God sy koninkryk deur hom sal bring. Hy hoef dus nie na die duiwel te luister vir 'n kort pad na die koninkryk wil gee om deur die duiwel te aanbid nie. Jesus kon staat maak op God se beloftes, wakker word. Alles wat jy dink en doen, moet onder die vaandel van die liefde tot God en jou naaste gebeur. Alles. Dan hoef jy nie kortpad te kies na die mag wat die duiwel aanbied nie. Kan jy wag vir wat God vir jou wil gee? Jy moet die regte pad dus kies en daarop volhard. Dit is jou uitweg uit versoekings. Die derde versoeking, vers 9, en die duiwel het hom na Jerusalem geneem en hom op die hoogste punt van 'n tempelgebou laat staan. Toe sê hy vir hom: as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, en nou haal die duiwel aan uit Psalm 91 vers 11. Hy sal sy engele opdrag oor jou gee om jou te beskerm. En ook vers 12. As hulle
Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom uit 'n ander teks, Deuteronomium 6 vers 16. Die skrif sê ook, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Die derde versoeking sluit aan by die skrif se gesag in Jesus se lewe. Hy word by die boonste deel van die tempel geplaas en herinner aan 'n skrifwoord uit Psalm 91 vers 11 en 12, maar uit konteks uit. Die vraag is of hy God se beloftes gaan misbruik terwille van eie voordeel of vertoon deur die effek wat dit op ander sou kon hê. Jesus antwoord die versoeking om God se beloftes in die skrifte te misbruik terwille van voordeel of vertoon met 'n aanhaling uit Deuteronomium 6 vers 16 dat hy God se naam alleen hoog wil hou. Hy gaan God nie uittart of versoek nie. Hy gaan nie die skrif ontkrag deur dit buite konteks terwille van eie voordeel gebruik nie. Uit Jesus se hantering van die skrif sien 'n mens ook dat die fout nie lê in die ding wat jy van God vra nie, maar in die motivering daarvoor of die wyse waarop jy dit doen. Die duiwel haal ook uit die skrif aan, maar met die verkeerde motivering en toepassing. Jesus se aanhalings is telkens binne konteks en met God se eer voorop. Maar daar is ook in hierdie geval 'n verhaal wat agter die aanhaling lê. Dit is die verhaal van die ontevredenheid oor water by Massa in die woestyn, Eksodus 17, illustreer met die besondere betekenis van Psalm 91, vir Corrie ten Boom en haar familie gehad het. Haar pa Casper het weerstand gebied teen die nasies in die Tweede Wêreldoorlog van die 1940s. Hy het ongeveer 800 Jode 'n skuiling en bevryding gebied in die tyd van sy weerstand. Toe het die nasies egter agtergekom daarvan en hulle het gekom om hom in hegtenis te neem. Casper het egter rustig vers 1 en 2 uit Psalm 91 vir sy familie aangehaal. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Allerhoogste geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek kan vertrou. En sonder vrees en beproewing van die aanhouding aanvaar. Hy is 10 dae later in aanhouding dood. So hoe moet 'n mens dit verstaan? Wel, Corrie beskryf sy dood as 'n ander soort bevryding, omdat haar pa Casper in God se wêreld inbeweeg het, na die ware skuilplek, in die ewige skuilplek by God. Corrie self het God as 'n skuilplek beleef in Ravensbrück, waar sy aangehou is, en het ten spyt van die haglike omstandighede dit oorleef. Trouwens, hy het 91 jaar oud geword, so oud soos die getal. Dit sê vir ons dat die boodskap van Psalm 91 vasgehou kan word, selfs al het ons verskillende ervarings van God se beskerming. Corrie het 'n lang lewe gehad in haar vasgryp aan die boodskap van die Psalm. Casper het 'n korter lewe gehad, maar steeds ook in sy eie vasgryp aan die boodskap van die Psalm. 2 teenoorgestelde ervarings, maar 1 boodskap. Die Here is vir hulle 'n skuilplek. Hulle gesamentlike ervaring leer mens dat die ervaring dat God 'n skuilplek is, nie in die eerste plek lê in die fisiese beskerming of beskutting in hierdie lewe nie, maar ook, miskien selfs veral,
die ewige dimensie daarna. So het Kasper dit ervaar. Hy het gelewe, al het hy fisies gesterwe. So het Corrie dit ook ervaar. Sy het wel aanvanklik die fisiese dood in die strafkamp vrygespring en so God se beskerming ervaar. Dit is ook wat Jesus vir ons oor die Psalm geleer het. Dit is nie 'n magiese belofte van fisiese beskutting, beskerming en bevryding in alle omstandighede nie. Toe die duiwel met die versoeking in die woestyn voorgestel het dat Jesus van die tempel moet afspring, omdat die Here in Psalm 91 vers 11 en 12 beloof dat die engel hom op hulle hande sal dra en sal sorg, dat hy nie sy voet in 'n klip sal stamp nie, het Jesus dit getroef met die aanhaling uit Deuteronomium 6 vers 16, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Ek kan dus weet, God sal my ook nie in die steek laat nie, of ek nou lewe en of ek nou sterwe. Ja, Here, U is my skuilplek. Daarom kan ek volhard, selfs al word 'n belofte van God anders as wat ek wil beantwoord. Lukas sluit hierdie verhaal so af. Vers 13, die duiwel het, nadat hy met al hierdie versoekings klaar was, vir 'n tyd lank van Jesus weggebly. Sommige vertalings vertaal dit so dat dit lyk asof die duiwel na 'n beter geleentheid op die uitkyk was. In die woestyn kon hy nie slaag om Jesus te laat sondig nie. Hy wou ander uitdagings gebruik, maar hier het Jesus die stryd gewen deur die Gees en deur die woord. Jy kan dieselfde doen met jou versoekings. Staat maak op die vervulling met die Heilige Gees. Staat maak op verhale in die Bybel. Die insigte, beloftes en opdragte wat die Here vir jou daar gee om jou staande te hou in versoekings. Dit is die kontak met God se woord en sy Gees wat 'n mens van en in versoekings bewaar. Gebruik hierdie volgende paar weke om jou kapasiteit te bou om met die Heilige Gees en die woord van God die versoekings in jou lewe te takel. Lees jou Bybel, bid elke dag. Dit gee jou krag. Amen. Ons onthou die laaste woorde, bid, dit gee jou krag. Dat ons dit saamneem met ons. Ons dink na oor ons roeping, ons dink na oor disippelskap, ons dink na oor uitdagings, versoekings en beproewings, sodat ons kan volhard en nie afvallig raak van die pad waarop die Here ons geroep het nie. Amen.